Hi, is weer ek, Rinus van Sion in Parys. Heerlike voorreg om vanmôre saam met jou stil te word met God se woord. Vanmôre wil ek met jou praat oor, is dit ek, Heer? Ek lees vanmôre vir jou uit Markus 14, vers 18 en 19. Jy ken hierdie gedeelte. Terwyl hy besig was om te eet, sê Jesus, ek sê nou vir julle, een van julle gaan my uitlewer. Een van julle wat nou hier saam met my eet, geweldige skok vir hulle toe, een vir een vir hom. Dit kan tog sekerlik nie ek wees nie. Net 'n paar dae tevore het die disippels gestry oor wie die grootste was, in Markus 9 vers 34. In daardie tyd was Jesus nie in hulle midde nie. Soos die disippels, wanneer Jesus nie in ons midde is nie, begin ons stry oor ons posisie, ons belangrikheid en ons grootheid. Maar nou, in die teenwoordigheid van Jesus, verander hulle houding radikaal. Hulle vra nie, wie is die grootste nie? Hulle vra, sal ek die een wees wat u verloon? Ware nederigheid is altyd die gevolg van ware intimiteit met Jesus Christus. As ek op enige gegewe oomblik naby die Here is, eerder as oor my grootheid te spog, sal ek bewus wees van my swakheid en sy genade. Wee julle, het die profeet Jesaja vir al die nasies rondom Israel gesê in hoofstuk 1 tot 5 van die boek wat sy naam dra. Maar toe hy die Here hoog en verhewe sien, het hy gesê, wee my, Jesaja 6 vers 5. As ons diegene is wat openlik of in die geheim sê, wee julle, wee julle, wee julle, is dit waarskynlik omdat ons die Here nie so duidelik gesien het as wat ons behoort nie. Want sodra ons hom sien ons hoe sondig en onwaardig ons self is en vind ons onsself by die disippels aansluit deur te vra, is dit ek, Here? Kan ek die een wees wat U uitverkoop? Kan ek die een wees wat my rug draai? Kan ek die een wees wat wegloop? Mag die Here ons help om ons harte te ondersoek in hierdie dag en te sien dat ons eerder sal fokus op sy grootheid as op ons. Die Here seën jou. Amen.